reeds 'n afgehandelde werk vir jou en my gedoen het. En ek en jy het nodig om konstant terug te kyk en vorentoe te kyk en seker te maak ons is besig om Ekklesia te leef. Jy sien, want Ekklesia of kerk gaan eintlik oor die volgende. As ons lees in Handelinge 2 vers 42, dan sê hy die volgende: hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Hulle het hulle self uitverkoop om toegerus te word deur elke woord wat Christus gespreek het. Hy gaan verder en hy sê, op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltye en die gebede. Jy sien, kerk of Ekklesia was om 'n plek te bou waar mense geestelik kan groei. En vanaand wil ek vir jou sê, as jy deel is van 'n gemeenskap van gelowiges, waar jy nie geestelik uitgedaag word nie, waar jy nie geestelik groei nie, is dit die verkeerde Ekklesia. En ek wil sommer vanaand van my kant af vir die aanbiddingsspan sê, baie dankie. Dankie dat ons 'n ander belewenis kan kry, want soms dink ons kerk en aanbidding is 3 vinnige liedjies, 2 stadige liedjies en 'n lekker tranetrekker. Hoe voller die orkes, hoe beter is die aanbidding. Maar wat van kontemplatief? Bietjie dink, bietjie toelaat dat die Here met ons praat, ook in die stilte en nie net altyd in die lawaai van die storms nie. So van my kant af baie dankie ouens. Ekklesia was ook om 'n huis te bou, om vrygewig te wees en vir mekaar te sorg, gemeenskap. Nou ek weet nie van jou nie, ek is nogal stout oor skaapvleis. Ek hou verskriklik baie van skaapvleis. En hoe langer jy skaapvleis kook, hoe beter. Ek het Vrydagmiddag, ek dink so 2 uur begin met skaapskenkels. En ons het dit die volgende dag eers geëet. Hy is gekook, geprit, deurweek met sy vet en met sy sout. As jy so vir hom kyk, dan val hy uitmekaar uit. Dis die beste manier om hom te eet. Maar as jy nou by my huis sou aankom, sou ek 2 keer moes dink of ek my pot met jou wou deel. Want ek het lank gekook. En ek drup vir die lus vir daai skaap. Maar as ek en jy verstaan waaroor Ekklesia gaan, dan beteken dit dat ek vir 'n oomblik my eie belang en my eie plesier en my eie nood en my eie goed wat ek wil hê, een kant kan sit en kan toelaat dat die Here deur my ander mense bedien. Al beteken dit ek moet my 24 uur skaap skenkels vir iemand anders gee. Jy sien wat gebeur het in die tuin van Eden, was nie net 'n plek van waar ons weerloos geraak het en weggedwaal het nie, maar selfsug het in die tuin van Eden ingeskop. Selfbelang het ingeskop. Ons is lus vir die vrug, so ons gaan die vrug eet. Ek is nie lus om jou te dien nie, so ek gaan doen wat ek wil. Ek is nie lus om my talente te gee nie. Ek is nie lus om my spasies in te kom en van myself te gee, het sy dit met my tyd, met my finansies, want dit gaan alles oor my en oor hoe ek dit wil hê. Ekklesia gaan oor waar ek myself terugsit en die groter prentjie sien. En dan is Ekklesia of kerk veronderstel om 'n plek te wees waar ek begelei word en groei in disippelskap en as ware deel raak van 'n weermag wat na Hartbeespoort kyk en die groter Madibeng en sê, ons gaan 'n verskil maak en ek het 'n rol te speel in daardie verskil. In hierdie reeks is ons hele doel om jou aan te moedig om gewig op te tel. Nou gee vir my sê, het ek jou reg verstaan, gewig op te tel? Ja, nie fisiese gewig nie, maar dit ook. Maar geestelike gewig. Jy sien, want geestelike gewig beteken dat waar ook al ek en jy beweeg, mense bewus raak van die teenwoordigheid van die Here. Kan julle onthou toe Moses van die berg afkom, toe hulle die wet gekry het, was die mense bang vir hom, want hy het geblink van die heerlikheid van die Here. Smag jy nie daarna dat jy in 'n plek instap en mense sê, yes, ek sien die Here in jou. Is daar nie te min van dit nie, ouens, dat ons net soos die res van die wêreld lyk, net soos die res van die wêreld praat, en net soos die res van die wêreld doen. Ekklesia wat in ons hart invat,
verander ons hele lewe. En Christus kom, en hy kom deur sy woord, en hy gee vir ons die middel, hoe ek en jy geestelik gewig kan optel. En dit is deur gebed en deur sy woord. Johannes 1 sê in die begin was die woord was met God en die woord is God. So jy tel gewig op, en jy kry inhoud en konteks wanneer jy 'n verhouding het met die woord. Dink gou 'n bietjie toe Jesus in die woestyn was en hy's versoek deur die duiwel. Het hy nie eers elke keer gaan dink en gaan vas en iemand gebel en advies van 'n vriend gevra nie? Hy het gesê, daar is geskrywe. Hoekom kon hy dit sê? Want hy het die woord geken. En ek dink soms is ons grootste uitdaging, hoekom ons val vir elke simpel ding wat die duiwel voor ons gooi, is ons ken nie die woord nie. Wanneer ek en jy uitgedaag word, ken ons nie die skrif nie. My gunsteling teksvers, een van my gunsteling teksverse is Romeine 8 vers 28. Alle dinge, the good, the bad and the ugly, alle dinge werk uit ten goeie vir die wat die Here liefhet. So wanneer die duiwel my kant toe kom en hy sê vir my, ag Jonathan, jy's eintlik maar net niks werd. Jy's waardeloos, jy's 'n suurstofdief, jy gaan nêrens kom nie. Dan herinner ek hom aan die belofte in die woord, waar Christus sê, alle dinge werk ten goeie uit vir my. So die teleurstellings wat ek beleef, die uitdagings wat ek beleef, dis tot my voordeel. En ek herinner hom daaraan. Jy sien, ek en jy het nodig om gewig op te tel deur 'n verhouding met die woord te hê. In die Ou Testament was daar baie uitdrukkings van verhouding met die woord, maar baie het gegaan daaroor dat die fokus op my is. Ek wil maar net hê mense moet sien ek bid. Vandag nog is daar 'n klomp mense in Israel, en jy kan gaan kyk wat voor die klaagmuur staan en papiertjies in die muur druk en hulle bid van dag tot nag, sodat hulle gesien kan word. Maar jy sien wat ons in die privaatheid doen, is eintlik waar ons karakter tentoongestel word. Is wanneer ek en jy alleen is, waar ons regtig intieme verhouding bou met die Here. Is daai privaat oomblikke waar jy jou hart kan deel en jy weet, dis vir my so mooi. Dawid het soveel psalms geskryf. En ons dink altyd aan Dawid as hierdie geliefde man van God. Maar ouens, as jy die psalms gaan lees, die klaagpsalms, dan het Dawid dieselfde uitdagings gehad wat ek en jy gehad het. Op 'n stadium skryf hy van die psalms, hy beklei met die Here. Ek dink as hulle vloekwoorde in die Bybel kon skryf, het hy 'n paar geuiter. Hy was kwaad vir die Here. Hy was moeilik met die Here. Hy het al die vrae gevra aan die Here. En ek wil vanaand vir jou sê, ons mag daai vrae vra. Ons mag dit vra. Maar iewers elke keer in daai klaagpsalms het hy teruggekeer tot die waarheid. Here, ek weet nie hoekom gebeur dit nie. Ek weet nie hoekom hulle vir my vervolg nie. Almal wil my doodmaak. Maar ten spyte van sal ek vashou aan die woord. Sal ek vashou aan die beloftes. Ouens, ek wil jou uitdaag. Ek wil dit vanaand nie hard sê, nie sag sê, maar hard sê. Ek kan nie sien hoe ek en jy 'n verhouding het met die Here en ons het nie 'n verhouding met die woord nie. Die twee strook net nie. Ons kan nie sê ons het 'n verhouding met die Here en ons het nie tyd vir bid nie. Jy weet, ons het baie keer baie tyd vir baie goed. En dan wanneer dit kom by die dinge wat regtig saak maak, is dit gewoonlik die plek waar ons tyd steel. Ek wil vanaand vir jou sê, om geestelike gewig op te tel, gaan jou en my iets kos. Dit gaan nie net gebeur nie. Weet, ek is nou bevoorreg om 25 jaar met my eie persoonlike enigste vrou getroud te wees. En ek waarborg jou, dit was nie net maanskyn en rose nie. Enigiemand wat al 'n paar jaar getroud is, weet dit. Ons het al beklei, ons het al hard beklei. Maar in die werk aan die verhouding, is daar weer krag en sterkte vir môre. Maar weet jy wat? My vrou is nie net lief vir my nie. Sy moet werk aan haar liefde vir my. Ek kan nie vir my vrou sê, ek is lief vir haar, en ek vat net een keer 'n week aan haar hand nie, per ongeluk omdat ons by die kerk is, en nou moet ek hierdie image voorhou. Liefie, hoe gaan dit met jou? En sy dink by myself,
Wie die Joos is jy? Jy's anders by die kerk as by die huis. Dalk moet ons intrek by die kerk, want jy's eintlik nice met my. En vanmôre toe ek dit sê by die Engels, skielik sien jy al daai mans gryp hulle vrouens se hande. Ek sê ja julle. Ek sal nie die woord herhaal nie. Jy kan nie net een keer 'n week met jou vrou praat en dink jy het 'n goeie verhouding nie. Is dit die waarheid, ouens? Tuurlik is dit die waarheid. As jy sê die Here is jou alles, dan sit jy maar 7de laan af en jy maak tyd vir die Here. Dan slaap jy minder en jy maak tyd vir die Here. Maar onthou wat het ek nou in die begin gesê? In die tuin van Eden het ons selfsugtig en gemaaksugtig geraak. Kom ek vra julle, moenie jou hand opsteek nie. Hoeveel van julle snoes ten minste 2 keer jou alarm voor jy opstaan? Julle kan maar skelm glimlag vir julle self, ek weet. Want ek is ook baie keer geneig om dit te doen. Dan dink jy myself, ag ek sal dit later doen, ek gaan nog 'n paar minute in lê. En later word nooit. Ek het 'n baie goeie vriend wat lewe volgens 'n mantra. Hy sê, as jy om hom loop en jy sug, ek is moeg. Môre is alweer maandag, hoe gaan ons dit maak? Dan sal hy vir jou sê, man, jy gaan eendag doodgaan, dan kan jy rus. Is dit nie? Maar om te sê ek is moeg en swak verhouding toe te laat, is nie 'n verskoning nie. Want daar's ander goed wat jy voor nee kan sê. En as jy net gaan kyk, ek weet 'n klomp van julle hou van podcasts en van leierskap goed. As jy gaan kyk na die mees hoogs suksesvolle mense in die wêreld. En nou wil ek nie hê jy moet na jou huis toe gaan en sê, "Ma, Jonathan het gesê." Maar meeste van hulle slaap net tussen 5,5 en 6,5 ure elke dag. Want hulle staan vroeg op en hulle doen wat hulle nodig het. So om terug te kom na die punt toe wat ek wil maak, is moenie toelaat dat die duiwel ons 'n leuen verkoop en sê ons het nie tyd om geestelik gewig op te tel nie. Ons het nodig om die dissipline neer te sit en die besluit te maak. Ouens, ek wil vanaand vir julle sê, onomwonde. Dit beteken beklemtoon, uitroep, 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 uitroep. Verhouding met die woord en verhouding met gebed is nie opsioneel nie. Dis nie soos wanneer jy aan die tafel sit en jou maat blomkool, aartappels, rys, langbreinsous, skaapbout en hoender. Ek wonder wat gaan ek eet. As jy in my huis groot geword het, my ma het nie gevra waarvan jy hou nie, sy het alles opgeskep. En dan het jy dit geëet tot dit klaar was, anders was sy highly offended. Dis nie opsioneel nie. Sien, dan kom ons en dan sê die disippels kon die Here enigiets vra. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek water in wyn kon verander, dit sou 'n pretty neat party trick gewees het, hoor. Ek sou by elke partytjie gewees het. Hulle vra hom nie, leer ons wyn maak nie. Hulle vra hom nie, leer ons op water loop nie. Hulle vra hom, leer ons om te bid. Hoekom? Want ons natuurlike ingesteldheid is baie keer die eie ek, die selfsug waarna ek verwys het, en ons gebed lysie rammel ons af net oor ons behoefte. Maar hy kom in die eerste vers van Matteus 7 en hy trek die fokus na sy Vader toe. Onse Vader wat in die hemel is. Nie jou Vader, my Vader, ons Vader. En dis 'n uitnodiging, 'n ingesluitheid in familie. Dit praat van 'n plek waar ek en jy regte het, want ons is deel van die gesin. Onse Vader wat in die hemel is. Ons is deel van hierdie familie. En die wonderlike ding, die woordjie wat gebruik word in die Hebreëus vir Vader, die oorspronklike woordjie praat van, sy betekenis praat van jou bron van oorsprong. Eers ouens, verstaan julle die belangrikheid van daai woordjie Vader? Ons dink baie keer Jesus was 'n noodmaatreël om net sonde te probeer kanselleer. Ek en jy is van die begin af in hom. En daai natuurlike verhouding is deur sonde verbreek. Maar wanneer jy uit iets gevorm en gemaak is, dis soos water. Ons kan water neergooi op die grond, maar hy gaan deur die grond syfer en terugkeer na sy oorspronklike
oorsprong. Dis wat Vader beteken. Ons Vader, die bron van my oorsprong. Laat U naam geheilig word. Vat die fokus van ons af en sit die fokus waar dit behoort. Jy sien, as ek en jy onsself nie konstant uitdaag nie, sal ons hele lewe net oor onsself gaan. Ons lewe in 'n so consumer-driven wêreld, verskoon my Engelse woord. Jy kan nou in 'n winkel instap, jy kan die regte broekgrootte, die regte lengte, alles vir jouself kry. Jy hoef nie vir te wag nie, jy kan dit nou kry. Toe ons jong was, moes ons 'n broek koop en dan moes ons hom vir 'n plek vat sodat hulle hom vir ons kon korter maak, want jy het nie verskillende lengte broeke gekry nie. Jy kan nou, as jy nou wil, kan jy enige plek, enigiets bestel en hulle lewer dit by jou huis af. Ek het 'n buurman wat Checker 66 seker 40 keer op 'n dag laat aflaai. Hy laat hulle 2 liter koeldrank aflaai. 2 liter koeldrank. Want ons is so gemaaksugtig. Laat U naam geheilig word, laat U wil geskied, laat U koninkryk kom. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Jy weet, en baie keer wanneer ons dink aan brood, dan dink ons aan fisiese spys. Nou ek moet vir jou sê, hier's 'n paar lekker goed hier hoor. Hier's 'n paar lekker koekies en hoenderpastytjies en ons koeksisters. En dan is hier 'n brood. Nou hierdie brood is 'n verwysing na 'n baie hoë prioriteits kositem in ons land. Baie mense lewe van brood. Brood praat van die feit dat ons ten minste iets in ons lyf kan kry en ons kan dit eet. En baie keer wanneer ons dink die gebed wat ons leer praat van brood, dan dink ons van ons fisiese behoefte. Maar Christus verwys nie na ons fisiese behoefte nie. Hy verwys na ons geestelike behoefte. Want jy sien, ons lewe van elke woord wat hy praat. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, wat wil U vandag vir my sê? En hoe kan ek my lewe rig in dit wat U vandag vir my sê? Ek het in 'n kerk groot geword waar daar predikers baie lief was daarvoor om op te staan en te sê, in 1988 van ons Here Jesus Christus, toe hy my gered het, het hy vir my gesê. Dan is die vraag, wat het die Here vir jou gister gesê? En wat het die Here vir jou vandag gesê? Want jy sien, die Here wil nie hê ek en jy moet lewe van gister se openbarings nie. Hy wil hê ons moet lewe van vandag se openbaring. Toe die volk van die Here in die woestyn was, het hy vir hulle manna en kwartels voorsien. Onthou julle die storie, wat het gebeur met die ouens wat die manna weggesteek het vir môre? Dit het vrot geword. Hy het elke dag vir hulle vars brood gegee. En weer eens wil ek jou aanmoedig, vars manna, vars woord van die Here kom deur verhouding, deur gebed en deur Bybelstudie en deur aanbidding en deur 'n verhouding met hom te hê. Jesus is doelbewus deur vir jou en my te sê, ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het nodig om geestelik vet te word. Ons het nodig om sy brood wat hy vir ons wil gee te eet. Nou ek wil Jean-André nooi om my te kom help. Jean-André, kom help my gou. Nou die skrif, na wat ek skuif daai stoel so bietjie, dan sit jy op hierdie stoel. Die skrif wat ek na verwys het, Matteus 4 vers 4 sê, daar staan geskrywe, mens sal nie alleen leef, net van brood nie, maar van elke woord wat uit my mond uitkom. Nou ons het die voorreg gehad om Vrydag, Jean-André, jy het dit gemis. Ons het vir XPS kottas gemaak. Weet julle wat se kotta? Dit is 'n kwart brood wat jy bou. Ek wil net hier sny. En dan wanneer jy hom nou bou, dan sit jy nou, party ouens sit polony in, maar hy skyfies onder, dan kry hy eier, kaas, Russians, Viennas, dis 'n oliebom, dit laat net vir hom kyk, laat dit vir jou voel of jou cholesterol deur die dak klim.
In elk geval, ons het 80 van hulle gemaak. Ek het naderhand gevoel soos 'n kotta. Maar hier is die ding wat belangrik is van brood. Jandre, ek wil nou hê jy moet uit daai lekker sagte brood 'n stukkie vat en dit eet. Jy hoef nie die korsie te eet, nie? En jy moet dit eet. Nou terwyl hy dit doen, ek's verskriklik lief vir brood, enige vorm van brood. Ek het 5 maande laas enige brood of stysel geëet. So net om brood te wees is vir my. Maar hier is die ding wat ek vir jou wil vertel van brood. Wie van julle ken potbrood? Seker meeste van julle, ons is almal lekker Afrikaans. Nou ek maak 'n baie lekker potbrood. Net voor ek kom insit, baie botter in die pan, dan meng jy jou kaas en jou spek in jou potbrood, en dan as hy klaar gerys het, dan smeer jy hom met 'n lekker vet laag botter. En dan sit jy hom stadig op die kole. En dan wanneer jy daai deksel oopmaak en hy's reg en daai reuk slaan jou, julle ruik dit, nê? Nee. Julle weet waarvan ek praat. Dan vat jy daai korsie en jy vat botter en jy sny daai botter so dik soos kaas. En dan wanneer hy in daai brood ingesmelt het, dan weet jy hy's reg om te eet. Ek weet dat almal van julle droel nou vir vars brood en botter en julle mag dit na die tyd gaan koop. Maar hier is die ding van brood. Jy kan vir brood kyk en dit kan ongelooflik wees. Maar as jy nie deel het aan daai brood nie, beteken hy niks. Wat is Jandre besig om nou te doen met die brood? Wil jy moet mooi dink. Enige iemand? Meeste van julle dink eet. Dis deel van dit, maar is nie wat hy nou doen nie. Wat wou jy sê, Jandre? Ja. Is hy nie nou besig om dit te kou nie? Hy kou nou daai brood. Wat doen die kou? Die kou laat jou mediteer oor die brood. Nou ek het nou vir my vrou gesê, volgende maand verjaar ek. En dit gaan nou ook die eerste keer wees wat ek gaan suiker. Ek gaan hom ordentlik suiker. Ek het al klaar vir haar gesê wat ek wil hê. Ek bedink dit. Ek verander die spyskaart. Ek dink oor en oor hoe ek daai resep beter kan maak. So my vrou maak 'n verskriklike lekker peppermint crisp taart. Maar nou wil ek hom nie so hê nie, ek wil hom in sulke blokkies hê. Hy moet soos 'n peppermint crisp taart sandwich wees. En ek soek 16 van hulle. Ek wil hulle eet tot ek lê en dan sal ek weer aangaan. Ek bedink dit. Christus kom en hy sê deur sy woord, wil jy moet mediteer en dink aan my brood. Want hoekom? Want wanneer jy dit kou en dit herkou, gee dit vir jou die krag dat wanneer die vyand kom, jy die woord in jou hart het. Ouens, ek en jy moet die woord in ons hart hê. Ons moet sy woord kou. Ons moet seker maak dat sy woord in ons gestalte vind, dat sy woord ons sterk maak vir dit wat hy ons voorgeroep het en hy wil hê ons moet gaan doen. Nou het ons by die kou gekom. Jy moet eet, seun. Wat doen hy nou, na hy nou hierdie lekker brood gekou het? Hy wat? Hy sluk dit. Dis belangrik dat 'n mens sal verstaan, hy sluk dit. Hoekom sluk hy dit? Want nou maak hy dit sy eie. Jy sien, baie van ons kougom en ons spoeg ons dit later uit. En ons het die voordeel van die aroma van die kou van die kougom, maar dit bring nie satisfaksie nie. Dit word nie deel van wie jy is nie. So nou kou jy hierdie brood en dit wat jy gekou het en geëet het, word nou deel van jou en dit help jou gewig aan sit. En uiteindelik is die idee om geestelike gewig, kapasiteit, die swaar gewig van Christus kapot, deel van jou lewe te maak. Want onthou nou ouens, ons lewe nie vir onsself nie. Ons lewe sodat sy glorie ons storie sal word. Sodat sy glorie ander mense se storie sal beïnvloed. Nou het ek hierdie brood geëet. Ek het dit gesluk. En nou begin my liggaam dit verteer. En nou stuur my liggaam dit na die plekke waar dit nodig is. Na die plekke waar daar behoefte is. Dankie, Jandre. En nou word
Vat hom, jy het hom verdien, hoor. Nou internaliseer ek die waarheid van sy woord. Omdat ek kies om 'n verhouding met sy woord te hê. Omdat ek kies om 'n verhouding met hom te hê. Omdat ek kies om nie van my woorde en my verwysing te leef nie, maar te leef van elke woord wat hy my sê. En nou ons vanaand wil ek begin saamvat en ek wil jou uitdaag. Ek wil jou vanaand regtig uitdaag. Jy sien, is vir ons baie maklik om soms ons lewe te leef. En weer eens wil ek vanaand vir jou sê, ons het reg om ons lewe te leef. Want die Here wil hê ons moet ons lewe ten volle geniet. Maar nie ten spyte van geestelike gewig nie. Nie ten spyte van verhouding nie. Jy sien, dis of alles of niks. En ek onthou die dag toe ek my skoonpa vra om Sunay se hand toe ons gaan trou. Toe sê my skoonma vir my vrou die volgende woorde: is jy seker jy wil met hom trou? En jy weet mos, jonk en verlore en verlief, daar's nou niks wat ma kan sê, natuurlik ma. En sy sê, onthou net, as jy na my huis toe kom en jou tassies is gepak, vat ek jou huis toe, want jy het gekies. Soms maak ons maklike besluite, want dit klink goed op die oor. Ja, Jonathan, jy sê waarheid wat jy sê. Van môre af vat ek my Bybel. Van môre af maak ek tyd vir gebed. Van môre af lewe ek op elke woord van die Here. En dan kom môre en dan gaan môre. Ouens, goeie verhoudingsdissipline kan nie wegkom van dit af nie. Goeie verhouding vat moeite. En ek en jy het die vermoë om daai besluit te maak. Ek en jy is tot enige iets in staat as ons koppe daarop sit. Enigiets. Ons dink ons kan nie, ons kan. Ons kan enigiets doen. Enige iets doen. Maar ek en jy moet besluit om wat vir ons die belangrikste is, bietjie neer te lê. Ons het so in die vorige reeks, 2 reekse, baie sterk gefokus op die feit dat liefde nie net 'n woord is nie, maar liefde het 'n uitdrukking. En wanneer ons op hierdie rots bou, het ons lewe nodig om 'n uitdrukking te wys. En daardie uitdrukking is om op te daag vir die Here. Om op te daag vir die Here. Ouens, die Here het nie nodig dat ons moet bid nie. Die Here het nie nodig dat ons moet kerk toe kom nie. Maar weet jy wat? Jy daag op vir die een wat jy lief het. Jy daag op vir die een wat jy lief het. Ek kan nie onthou of ek vir julle die storie vertel het nie, ek het dit iewers vertel. Maar ons het 'n jong man by die Engelse kampus. En ek kom skielik agter, kyk, jy weet mos as iemand verlief is, nê? Die hare lyk anders en die deodorant kannetjies is in die sakke. En elke 5 minute spuit hulle, en as jy hulle soek hulle in die badkamer en hulle borsel tande. So, ouers, daar's hoop vir julle seuns, hulle gaan nog begin tande borsel, hoor, moenie bekommerd wees nie. En ek vra vir hom, wat gaan aan? En hy sê, nee, daar's 'n meisie. Ek sê, yes, dis great, maar waar bly sy? Nou, sy bly op die pad Pretoria Noord toe. Daar verby is dit, daar's 'n NG Kerk, so Hartbees, Nek, Hartbees, in elk geval, of Kameeldrif NG Kerk, so iets. Maar is 7 dae te Pertie af. Nou weet ek, hy het nie 'n kar nie. Nou sê ek vir hom, so wanneer sien jy haar? Nee, elke dag. Ek sê, hoe kom jy daar? Uber jy? Nee. Ek sê, maar wat doen jy? Nee, ek draf. Ek sê, okay, wag net, help my gou. Jy draf? Hoe ver is dit? Nee, hy is nie seker nie, maar dit vat hom so 1 uur en 'n half. Okay. Ek sê, en dan as jy klaar is, Uber jy dan terug? Hy sê, nee, dan draf ek ook terug. Ek sê, maar
Hoekom Uber jy nie net nie? Hoor die woorde, ek sal eerder die geld op haar spandeer. Nou as ek 'n dogter gehad het, betaal ek hom om met haar te trou. Is dit nie die tipe ou wat jy mee wil trou nie? Come on girls, be honest, almal van julle wil nou oe en a. Tuurlik, want hy sal 3 ure 'n dag op sy voete spandeer om by jou uit te kom. En dan is ons verskonings soms so lym. Och Here, ek het 'n lang dag gehad, verskoon my maar vandag. Sorry Elrie, ek kan nie vanaand kom nie, ek het my toenaal gekraak teen die muur. Ek sê dit nou ligtelik, ouens, julle hoor dit in die hart wat ek wil sê. Ek wil jou konfronteer en ek gaan jou nooi om vir 'n paar oomblikke jou oë toe te maak. En ons het vanaand op 'n baie eenvoudige manier die belangrikheid van die woord en van gebed en geestelike gewig aan jou probeer verduidelik. Maar die bottom line is, geestelike gewig en die kapasiteit vir geestelike gewig lê by jou. Dit lê by jou besluit. Dit lê by jou verantwoordelikheid. Dit lê by jou dissipline om te sê, ek sal van hierdie brood vat. En ek sal nie my vooropgestelde idees, my planne, my wil, my selfsug voorhou nie. Maar ek sal, soos ek hierdie woorde kou, sal ek dit bedink, sal ek dit voorhou, en ek sal dit deel van my mondering maak, sodat ek verander kan word, om soos hy te wees. Nie net tot my voordeel nie, maar tot die voordeel van sy plan vir my lewe. Sodat ek 'n vol lewe kan leef volgens sy wil en sy plan vir my. En as jy vanaand sê, ja, dit is ek, dan wil ek jou nooi om net vir 'n oomblik, voor ek vir ons gaan bid, op te staan en te sê, Here, ek wil myself totaal en al uitverkoop, en ek wil lewe van wat U vir my wil hê, en nie wat ek vir myself wil hê nie. Dan wil ek jou nou nooi om te staan, maar ek wil jou vra, dat as jy staan, dat jy jou besluit sal meet, en nie net sal staan, omdat iemand langs jou staan nie, maar dat jy van vandag af, anders sal wees. Anders sal wees. Dankie, Here. Baie dankie. Here, U sien vanaand ons harte en U ken ons lewens. En Here, vanaand voor U in U teenwoordigheid kom ons. En ons kom sê, genoeg is genoeg. Genoeg van ons verskonings. Genoeg van ons selfsug. Genoeg van ons eie belang. Here, ons wil nie meer lewe van ons woorde, van ons gedagtes, van ons eie behoeftes nie, maar ons wil lewe van elke woord wat U spreek. Ons wil ons lewens inrig volgens die waarheid van wie U is en wat U in ons lewens wil doen. En daarom, Here, deur hierdie voorbeeld van hierdie brood, wil ons die brood kou, ons wil geleer word, ons wil gevoed word, en ons wil versadig word deur die waarheid van dit wat U sê, en volgens dit ons lewens rig, en dat ons op die plek kom, soos Matteus sê, ons Vader wat in die hemel is, geheilig is U naam, laat U wil geskied, laat U plan seëvier, laat U koninkryk gevestig word, dat die fokus van ons af is, en dat ons mense om ons sien, en dat ons storie, hulle storie sal inspireer, en die glorie, hulle lewens, sal verander. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Net 'n laaste ding voor ek vir Elrie oorgee. En ek het dit vanmôre genoem, by die Engels. Ek wil julle 'n grappie vertel. Dit is eintlik 'n hartseer grappie. Dit is snaaks, maar dit is hartseer. So dit is so double jeopardy. Die
'n man bel die kerkkantoor en hy sê vir die kerkkantoor, julle moet gaan kyk, ek het Sondag my bril in die kerk vergeet en ek kan nie lees sonder my bril nie. En ek het ook nie geld vir 'n nuwe bril nie, so asseblief soek my bril. Jesus, hulle keer daai kerk om, bel hom terug. Hulle sê, ons jammer, ons kry hom nie. Maar as ons hom kry, sal ons jou bel. So gaan tyd verby. En is 3,5 maande en hy het nog nie sy bril gekry nie, hy kon hom nog nie vervang nie. Nou toe ek groot geword het, het my maale 'n groot familiebybel gehad. Ouens wat my ouderdom is sal onthou, wanneer die pastoor of die dominee kom kuier, dan gaan haal hulle daai Bybel, sodat hy uit daai Bybel uitlees. En so gaan die predikant ook nou en hy begin huisbesoek doen deur die gemeente, en so kom hy by hierdie mense. En hulle kuier lekker, en na die koffie en die koek en tee, sê die predikant toe, gaan haal vir ons die Bybel, dat ons so 'n stukkie kan lees. En daar slaan hulle die Bybel oop, en in die middel van die Bybel lê sy bril. Jesus, ouens, dis hartseer. Kom ek vra jou, en ek weet nou, ons het tegnologie wat ons herinner, want as jy YouVersion het, dan kom daar 'n reminder op jou telefoon om gou-gou te loer. Maar wie van ons het nog 'n Bybel wat langs ons bed lê wat ons lees? Jy sien, ek sê nou die dag vir Kobus, ons maak ons mense baie lui, want ons sit elke teksvers vir jou op die bord. Ons bring nie meer Bybels nie, ons dra nie meer Bybels nie, ons het nie klein Bybeltjies nie. My pa het 'n Bybel vir elke ding gehad. En dan as hy by iemand kom wat nie 'n Bybel het nie, dan gee hy vir hom daai Bybel. Hy het Bybels in die kar gehad. Ons het nie vandag Bybels nie. Is dit nie dalk tyd dat ons weer intentioneel raak met ons Bybel nie? Dat ons hom weer bietjie vat en hom bietjie voel en hom bietjie ruik en hom bietjie langs ons bed hê, want dit is net te maklik om die app verby te vat en net te groet. Jy sien, weer wil ek sê, my vrou wil nie 'n nagedagtenis wees nie. Sy wil prioriteit wees. Nou ek was baie slim, ek het op die 21ste Maart getrou. Dis 'n vakansiedag, ek sal nooit my huweliksherdenking vergeet nie. Nooit nie. So ek kry altyd punte. Maar weet jy hoe sleg sal dit wees, as Elrie my moet herinner oor my vrou se verjaarsdag? Dink jy my vrou gaan happy wees? Ons maak soms so met die Here. Mag ek en jy staan, en mag ons lewe van elke brood, of elke brood, elke woord wat hy vir ons sê. Dankie, Elrie.